Q en R is klein sfere wat aan ligte geïsoleerde touwtjies hang. Wanneer 'n negatief gelaaide staaf naby aan sfeer Q gebring word, word sfeer Q afgestoot. Wanneer die negatief gelaaide staaf naby aan sfeer R gebring word, word sfeer R aangetrek. Watter een van die kombinasies hieronder kan moontlik wees vir die aard van die ladings op sfere Q en R? Die korrekte antwoord is D. Q is negatief en R is neutraal. Kom ons begin met Q. Duidelik, Q word afgestoot deur die negatief gelaaide staaf. Dit kan net beteken dat Q dieselfde lading het as die staaf, met ander woorde, Q moet ook negatief wees. Dit kan dus of A wees of D. R word aangetrek deur die negatief gelaaide staaf. So, R kan nie negatief wees nie, aangesien daar aantrekking is. Dit laat ons met twee opsies. R moet of positief wees, maar R kan ook neutraal wees in hierdie geval. Hier is 'n eenvoudige illustrasie van polarisasie. Die ballon word eerstens negatief gelaai deur wrywing. Nou word hierdie negatief gelaaide ballon gebring na die muur toe. Die negatiewe ladings van die ballon stoot dan die negatiewe ladings in die muur af. En jy kan sien, dit vind plaas oor 'n afstand. Ons noem dit polarisasie. Polarisasie is die gedeeltelike of volledige skeiding van positiewe en negatiewe elektriese ladings in die muur. En dit gaan beteken dat die oppervlak van die muur, wat nou positief is, die negatief gelaaide ballon gaan aantrek. En dit is as gevolg van polarisasie. So daar's geen kontak nie, R is neutraal. Soos die negatief gelaaide staaf naby aan R gebring word, stoot dit die negatiewe ladings af na regs, en dit lei daartoe dat die oppervlak naaste aan die negatiewe sfeer positief gepolariseer word. En wat gebeur nou? Positief en negatief trek mekaar aan, so al was sfeer R neutraal, sal dit deur hierdie negatief gelaaide staaf aangetrek word. Q is dus negatief en R kan of neutraal of positief of neutraal wees. So die korrekte antwoord is D.